Welkom by Fransis Doen. Is lekker om julle hier te hê. Dankie vir dies wat gebedsversoeke deurstuur. Is vir ons regtig lekker om 'n bietjie saam met julle te kan bid en kan weet waar op die oomblik jy is. En hoe ons saam met jou kan staan. Ek's derde is my regtig 'n plek, 'n community en 'n plek waar ons kan inskakel en mekaar kan vertrou. Iemand kan WhatsApp om te sê, hoorie, vertrou saam met my vir hierdie ding. En ons wil graag. So ek wil jou aanmoedig, ons het vanaand ietsie nuuts probeer. Hierdie was letterlik on the fly geweest. Maar ek dink is iets wat ons mee voor kan gaan om by mekaar uit te kom en te kan connect om te sê hoor jy maar kom ons staan bietjie saam en bid saam met mekaar. Want ons almal is wyd versprei. Party van ons is in Kreersdorp, ander is in Johannesburg en dan Boksburg en dan Mosselbaai. Ons is wyd versprei. So hier is regtig 'n lekker manier om bietjie te kan connect en te kan weet waar is jy op die oomblik. So Tammy, ons vertrou saam met jou vir jou ouma en vir gesondheid. En vir jou verhouding, vir alles waardeur jy gaan en dinge, ons vertrou saam met jou en ons bid dat die Here jou sal help en sal lei en dat jou ouma sal genees word in Jesus naam. En Johanita, ek het gevra net joune weer lees. Daar buite wat sukkel en regtig weet waar hulle hoort in die lewe nie. Ons vertrou saam met jou vir oplossing in ons land, vir jong mense, vir mense daar buite, vir groot mense, vir alle mense, om by die Here uit te kom en vrede en liefde weer te kan ervaar. Maar ek bid ook vir jou, vir jou, dat die Here jou sal kan gebruik om hierdie mense se lewens te kan verander. Dat jy 'n commitment sal maak en 'n ja sal gee om uit te gaan en te sê, luister maar, hierdie is Jesus se liefde. So ek bid saam met jou vir daai en vertrou saam met jou. En dan dankie Maurits vir die skrif, Melay, Raimandu, dat mense daar buite net die pad van Jesus Christus sal vind. En dat Vaderland sal vat en die pad sal skoonmaak. Amen. Ek stem saam met jou, Raimandu. En ek dink vanaand se woord gaan lekker wees want dit is presies waar ek wil gesels. Is ons bid altyd hoor die Here moet al die mense gaan help, maar die Here gebruik ons om die mense te gaan help. So we need to commit somewhere. En dan wil ek vanaand begin gesels oor ons workshop wat ons gaan aanbied en dan Marlery. Sy iemand bid oor twee belangrike dinge wat swaar lê op my hart. Eerste een is ouwe juffrou is 'n maand en 2 dae terug oorlede en ek sukkel honestly om oor dit te kom. En secondly, ek gaan volgende jaar na 'n nuwe skool toe en ek stres baie daaroor. Maar laat ons bid vir vrede in jou hart. Dat die Here jou sal kom help en sal vrede gee en jou sal kom comfort. In hierdie oomblikke waar jy ja, hart bietjie swaar is. En dat hy vir jou oplossings sal gee en dat jy vinnig sal aanpas in nuwe omstandighede. Bedreig dat die Here saam met jou is. En ek weet hy is definitief saam met jou. Um, Amen. Alright. Ons het 'n workshop wat ons binnekort gaan begin. Ek het my ding hier reg gekry. 'n workshop wat ons binnekort gaan begin. Of ons begin dit eintlik vanaand, maar voor ons begin wil ek eers bietjie gesels oor die hart van Eksterde en dinge waarmee ons besig is by Eksterde en hoe jy kan betrokke raak in hierdie prentjie. Ek dink almal het ook altyd gewonder hoorie maar hoe werk dit? Hoe kan ek betrokke raak? Hoe kan ek ook deel wees van hierdie groep en is maklik. Ons wag gewoonlik tot mense net ons boodskap en ja sê en sê ek hoorie ons wil graag saam met julle die pad stap. En vanaand wil ons weer graag vir julle ek het hierdie ding hierso reg kry. Um wil ek graag vir julle die geleentheid gee om betrokke te kan raak. Dit makliker maak vir jou om betrokke te kan raak. Ek dink ons almal op die Zooms het op die Zoom het verskillende giftings, talente waarin ons dinge kan doen. Ek kan definitief nie so goed klank doen soos ander mense nie. Ek kan definitief nie so goed iets anders doen nie, maar ek kan die social media en sulke dinge doen, maar daarom het ons julle nodig. Ons het julle nodig om te kyk waarvoor is jy lief. So ek hoop regtig dat in die tyd van die workshop dat jy iets vind waarvoor jy lief is en jy 'n passie het om mee te kan aangaan en Kingdom kan serve daarmee. Ek's derde, die ministry is net 'n vehikel wat ons gebruik en met jou talente en giftings kan jy betrokke raak in dit. Kan almal gaan net gou vanaf my sê, is my sein okay rig? Julle hak 'n bietjie by my. Is ek okay? Alright, okay. You said it. Alright. Um First things first. Workshop. Met die boodskap wat ek vinnig in wil spring en met julle oor wil gesels is obedient to the yes we gave God. Sondag is ons op die oomblik betrokke by Puls Jeug. Ons doen hulle jeug vir so rukkie tot en met hulle iemand anders te kry om dit oor te vat, maar vir nou evalueer ons en ons weer aan die gang kry. En ek gesels toe nou Sondag met die tieners oor
wanneer ons ja sê vir God? Hoe lyk dit wanneer ons ja sê vir God? Hoekom raak dit nou iewes skielik so taaf? Hoekom is dit moeilik om iewes skielik nou vir die Here dinge te doen? Ons het 'n ja gegee vir God. Ons het 'n kommitment gemaak en te sê, Here, ek gaan serve en ek gaan hierdie ding doen. En dit sluit so mooi aan met dit wat ons op die oomblik deur wil bring by Eksterde. Dit is Eksterde teams waarmee ek nou met julle sal gesels. Maar die first things first, obedient to the yes we gave God. Nou, daar is krag in die ja. There's power in the yes that we give God. Isaiah 6 verse 8. Then I heard the voice of the Lord saying, Whom shall I send? And who will go for us? And I said, Here I am. Here am I. Oh, hulle praat fancy taal. Here am I, send me. En is my ek weet die remind my dadelik want Instagram en alles was nou vol gewees met Charlie Kirk se goeters van waar sy hierdie oor en oor en oor gesê het, maar is my regtig 'n freaking mooi boodskap wat powerful is want jy beter gereed wees. As jy sê Here, hier is ek, stuur my, dan moet jy gereed wees vir enigiets. Jou hart moet regtig uitverkoop wees vir die Here. En al is hy nie, is ek seker in die proses sal hy uitgekoop word vir die Here. Want jy raak so lief vir God dat jy enigiets en alles vir hom sal doen. Um dit is waarvan hierdie ding kom. There's power in the yes. Wanneer ons ja sê, Here, hier is ek, stuur my, kom ons doen hierdie ding, dan begin dit 'n powerful boodskap te word en ek wil jou challenge om bietjie te onthou die oomblik toe jy ja vir God gesê het. Daardie oomblik toe jy jou hart soos gebrand het, toe jy ja gesê het vir die Here en dat jy gesê het ek sal U volg waar ook al U my lei. En ek dink ons almal het daai moment somewhere sometime gehad en nou doen ons liewe Jesus dinge en ons raak betrokke en ons kyk wat ons waar kan doen. Maar dan kom die ding by, okay, maar waarvoor is ons lief? Okay, ons is lief vir die Here, maar wat is ons giftings? Wat is ons calling? Wat is die dinge wat die Here op ons lewe sit wat vir ons maklik is? Nou baie keer ek moet baie keer werk met getalle en somme en invoices en dinge en dit is glad nie waarvoor ek lief is nie, maar dit bou karakter. Ek hou glad nie van wiskunde nie. As jy vir my 'n som sê, gaan ek eers 'n calculator moet uithaal, 10 en 'n calculator moet uithaal om eers uit te figure wat die antwoord is. Baie mense kan vinnig 'n ding uitsort. Gee my 'n oomblik en ek kan vir jou 'n calculator uithaal. Maar dis ander mense is nou weer maklik in sulke dinge. Maar eerds het ons 'n ja gegee vir God. Eerds het ons gesê, Here, hier is my lewe, hier is ek. I'm giving it away. En dis nie dat jy jou lewe weggee en verkoop en al daai dinge doen nie. Jy maak jouself available vir God om te gebruik. En baie keer oom Dani, die kerk waar ons is, die hoofpastoor, hy sê altyd as sy kinders om die tafel gebid het en hulle sê, Here, seën die mense op die straat te gee vir hulle kos en wat ook al het hy sodra hulle amen gesê het hy vir hulle gesê, okay, Sjoak, pak jou kos op, ons gaan dit vir die mense op die straat gee, want dan het sy kinders nie daai aand geëet nie, want hulle het gevra dat iemand die mense op die straat moet gaan bless. En die Here gebruik vir my en jou om daai mense te gaan bless. So daar's 'n taffie in. Maar dis 'n lekker taf. Dis 'n lekker ding om vir die Here te sê, hier is ek. Let's go on this journey. Um God is calling us to live that yes with obedience. Nou obedience is 'n massive ding. Ons ja wat ons vir God gee, is die was dalk 'n oomblik sê emosionele besluit want ons moes emosioneel en ons voel hierdie aanraking en hierdie hele ding met God. Maar dis 'n commitment om te obey. Dis 'n commitment om te sê ja Here, ek is hier, kom ons doen hierdie ding. En God roep ons om hierdie ja wat ons vir hom te gee het uit te leef met obedience. So as hy vir ons sê gaan gee vir die persoon langs die straat dit, dan gaan doen dit. Ek is vir 100%, ek is oortuig dat die duiwel nie vir jou sal sê om iets nice te doen vir iemand nie. Nou freaking my. God wil mense bless. Hy wil jou bless om 'n blessing te wees en hy wil ander mense bless om die chain aan te hou. Maar God roep my en jou om die ja wat ons vir hom gegee het uit te leef in obedience. Saying yes is easy. Om ja te sê, hier is ek, shop, kom ons doen dit, is maklik. But living yes takes obedience. Om die ja te lewe wat ons vir God gee, wat ons vir koninkryk, wat ons vir ons lewe gee, wat ons vir God gee, vat obedience om uit te leef. Elke dag se commitment om te sê, shop, ons gaan hierdie ding doen. Okay, kom ons doen dit weer. En partykeer moet ons onsself 10 keer remind dat ons hierdie ja gegee het, so be it.
Wat ook al jy moet doen om jouself te remind dat jy ja gesê het om hierdie commitment te maak, doen dit. Want dit is 'n nuwe leefstyl wat jy aanpak, is 'n nuwe ding wat jy begin doen. Um en jy kan jouself think in remind, but keep on being obedient. Keep on being obedient. Live the yes. Lewe die ja wat jy vir God gee. John 14 verse 15. If you love me, you will keep my commandments. Your yes is not proven in your words. Luister mooi. Jou ja is not your yes is not proven in your words. It's proven in your obedience. Actions speak louder than words. Jou aksies gaan meer bewys as wat jou woorde gaan. So as jy vir gaan sê okay, ja, shop, ek sal dit doen, dan sê ek okay. Môre kom niks. It takes obedience. It's proven in your obedience. It's proven actions speak louder than words. As jy vir die Here gesê het, Here, ek sal elke dag gaan en vir iemand op die straat te gaan bid, doen dit. Okay, maar as jy dit nou nie doen nie, en hierdie is wat vir my so mooi maak van genade. As jy dit nou nie gaan doen nie, gaan die Here jou nie straf en vir jou kwaad wees nie. Hy gaan wees soos, okay, shop, kom ons try iets anders te. Kom ons ontwikkel bietjie meer karakter. Kom ons kyk wat ons kan doen om hierdie journey vir jou makliker te maak, sodat ons by hierdie droom van jou kan uitkom om ten minste vir elke dag vir iemand op die straat te gaan bid. En dis my lekkerste ding om van verhouding met Jesus, want hy vat jou op 'n journey. En baie keer gaan jy oor jouself moet kom en sê, weet jy wat? Ek is glad nie lus, hier is totally out of my comfort zone, but I'm gonna try this. And we need to get out of our comfort zones. It's proven in your obedience. En die obedience vat jou uit, vat jou buite jou comfort zone. Vat partykeer baie van jou, want dis ietsie wat jy nog nie ken nie. Dis iets wat jy nou eers begin leer en uittoets en bietjie check en bietjie dit en bietjie daai, maar doen dit. Iets in jou het ja gesê om hierdie ding te doen. Daar's 'n passie binne jou. Die Here het jou back. Jy gaan nie alleen op die strate, jy gaan nie alleen hierdie ding, hierdie nuwe projek of wat ook al jy aanpak of waarvoor jy ja gesê het vir jy gaan dit nie alleen aanpak nie. Die Here is elke liewe oomblik saam met jou. Hy gee vir jou 'n gemeenskap. Hy gee homself vir jou. Sometimes we want the calling without the cost. En dit is vir my partykeer die ergste en ek het al myself baie keer in hierdie gat gevind. En ek dink ons almal kan maar eerlik wees met onsself. Baie keer soek ons hierdie ding sonder om deur die ding te gaan, sonder om deur die moeilike parte te gaan. Maar waar ek nou staan, sal ek veel eerder meer deur die moeilike parte gaan om by die calling uit te kom. Want dit bou soveel meer karakter. Wat is Kevin remind my net weer wat sou hy ding wat jy nou altyd sê oor something can't sustain it, your destiny will destroy or wat is daai ding? Your destiny will destroy you if your character can't sustain it. Dankie. Your destiny will destroy you if your destiny will destroy you. Wat is dit nou weer? Your destiny will Ja, destroy you if your character ja, can sustain character. it. Okay, shop ek het dit. Ek gaan dit nie op 'n nota skryf. Ek wil dit ek probeer dit so erg onthou, maar ek kan dit nie onthou nie. Okay. Your destiny will destroy you if your character can't sustain it. Ons het karakter nodig. Ons het karakter nodig. En gelukkig is daar so 'n organisasie waarby ons betrokke is wat vir ons karakter leer en vir ons voorbeelde gee en al hierdie dinge ons mee help en ons toets met ons karakter sodat iets wat ons almal ken, iets wat ons almal weet hoe om mee deur te druk. Ek is seker ons almal het al 'n kamp gedoen. So ek is seker ons almal het al 'n smaakie van karakter gehad. Sometimes you want the calling without the cost. Dit gaan iets van jou vat. Obedience is what turns your yes from a moment into a lifestyle. Gaan dit weer sê. Obedience is what turns your yes from a moment into a lifestyle. Dis is Abraham gesê het, wel dis toe Abraham ja gesê het en toe God hom beveel om alles wat hy geken het te verlaat. Hy was gehoorsaam, selfs toe hy nie geweet het waarheen hy op pad was nie. Elke oomblik het hy God vertrou. Mm. Your yes will be tested. Daar gaan oomblikke wees wat jy wees soos, "Ag, Jesus, ek is nou glad nie lus vir die ding nie." Staan op, doen dit.
breek deur daai mindset, breek deur daai moment van Here, stuur eerder iemand anders te, dis te warm, dis te koud, dis te dis te daai ek lê nou so lekker. Ek kuier nou lekker met my vriende. Nie nou nie, dis nou die verkeerde omgewing. Hoe weet jy dis die perfekte omgewing? Right person, right time, right place, regte alles. Doen dit. Genesis 22 verse 2. Then God said, take your son, your only son Isaac, whom you love, and offer him. Hierdie oomblik moes freaking taaf gewees het in 'n mindspace vir Abraham. Sit jouself in die posisie. Okay, ek dink nie baie van ons, ek weet nie wie is almal op die Zoom nie, maar ek dink nie meerderheid van ons het nie 'n kind nie. Het ek gekyk wie's almal hierso. Werner is nie hier nie, Chanel is nie hier nie. So ons niemand van ons hier het kinders nie. Ons almal het dalk kinders wat ons oppas as kinders of ander mense kinders wat ons oppas as kinders, so dan het jy 'n voorsmaakie van dit, maar daar's nie 'n manier dat ek eendag wel ek as die Here nou regtig so vir my sê, maar dan moet hy hard praat. Maar as ons in Abraham se posisie was en ons moes ons kind se opgegee het, dit is flippend taaf. Dis 'n tawwe ding, maar omdat Abraham weet wie hy is en weet wie God is, het hy gesê, "Okay, Shop, kom ons doen dit." En die Here het deurgekom vir hom. Maar hy het 'n ja gesê en hy het obedient gebly. Hy het ook nie verstaan nie. Dis waar submission inkom. Doing what I say under authority, especially when I do not agree or understand. Hy het glad nie oomblik verstaan hoekom nie. Maar hy vertrou vir God. Baie keer wanneer ons ja sê en God gee vir ons of ons volgende challenge of hierdie ding of daai ding of omstandighede challenge ons, toets dit, doen dit. Vertrou vir God. Vertrou dat God daai oomblik that you were born for such a time as this. Of ek wou gesê such a time as that. Maak nie regtig sin nie. Um God doesn't test to break you. He tests to strengthen our obedience. Ek dink aan Petrus. Hy het ja gesê om Jesus te volg, maar toe dit moeilik geraak het het hy teen God gedraai. Maar tog het Jesus hom herstel, want genade gee jou 'n tweede kans om jou ja weer oor te leef en weer te draai. En daarvoor is ek so freaking dankbaar vir genade. Want genade gee vir ons daai derde kans, daai vierde kans. Maar die struik waarin ons nie moet trap nie is om daai kans wat ons, daai genade wat die Here vir ons gee, sy genade is nie elke dag sê die Bybel, om daai genade nie te misbruik nie, maar om dit te aanvaar in oomblikke en dit te leef in oomblikke wanneer ons dit regtig nodig het. En dit 'n leefstyl te maak van as ek droog maak, is daar 'n vangnet wat my, is daar 'n genade van, is daar 'n genade vangnet. Ek noem dit 'n genade vangnet. Is daar 'n vangnet onder ons wat ons gaan catch wanneer ons opmors. En die lekker ding is baie keer dink ons mors op, maar eintlik doen ons nie. Ons is besig om te groei. Obedience isn't always easy, but it's always worth it. Om obedient te wees is nie altyd maklik nie, maar is altyd die moeite werd. You don't need to understand everything to obey. Jy het nie alles nodig. Jy het nie nodig om te verstaan hoekom die Here vir jou sê om daai spesifieke ding te doen nie. But you need to trust the one who called you. Ons het nodig om God te vertrou wat ons roep om daai ding te doen. En dan wil ek jou challenge om bold te wees in die ja wat jy gee vir God. Be bold in your yes. Acts 4 verse 13. When they saw the courage of Peter and John, they were astonished and took note that these men had been with Jesus. Jou vriende by die skool, vriende by die werk, hulle weet mos dat jy's 'n Christen en jy dien die Here en jy het mos al die lekker dinge en hulle kyk vir ons. Hulle kyk hoe ons Jesus uitleef. Hulle kyk vir ons, is ons daai Christen wat hulle Bybel bash en vir hulle hierding en daai ding sê wat vir hulle sê hulle is verkeerd, nee, die Bybel sê so, sê moenie dit aanjaag nie. Is ons daai tipe Christene of is ons Christene wat Jesus uitleef en sê ek gaan jou lief hê maak nie saak wat nie. Mense kyk vir ons. Your yes is not meant to be quiet. It's meant to echo in your generation.
Dis bedoel om in die generasie waarin jy is, die generasie wat jy in operate en is meeste Gen Z, obedience, it's meant to echo in our generation. Die jaar wat ons lewe vir God is meant to echo in our generation. En dan kom ons doen sommer gou vanaand hierdie declaration. Ek gaan um ek het 'n slide wat sê moet nie wys nie, maar ek gaan hom vir julle wys sodat julle saam met my die ding kan sê. Want daar is my slide. Alright. Um ek gaan hierdie ding ons gaan hierdie ding nou saam sê. En soos wat ons hom sê, wil ek hê jy moet die passie binne jou ignite met die hart en die doeling in jou hart. Soos ons gaan hierdie ding doen. Hierdie ja wat ek gee vir God, ons gaan opstaan en ons gaan dit doen. So, as jy reg, dit is soos daai het jy daai video's op Instagram gesien waar so hulle nou mekaar prank en dan is dit die eerste dag van werk. Tanya, strek dit uit, ons doen dit. Dan is dit die eerste dag van werk, nou besluit die hele werksgroep, hulle gaan hierdie mense nou prank deur om die national anthem of iets in op te sê. Dan sit almal aan die meeting, dan staan almal op, 'n hand op die bors en dan hierso gaan ons nou. Maar hierdie is actually hierdie is die goeie ding om te doen. Okay. Okay, is julle reg? Julle kan my agter my aan sê today I choose. Ek soek bedoeling. Maar en ons lag. Wag, laat julle net gou bykom. Hier is ons nou. Okay, ek gaan go. Even though julle hierso 'n bietjie lag of wat ook al, ek gaan go en aangaan en in geloof maak asof julle nou hierdie ding hardop sê en dan net aangaan. Alright. So, hier gaan ons nou. Today I choose to live obediently to the yes I gave God, even if it costs me, even if it stretches me, even if it sets me apart. My yes will still mean yes. Amen. Alright, hier is ons terug. Hallo. Okay, well done. Ek is trots op julle. Dis my ek het gaan my slideshow hier so eindig. Hierdie is vir my waaroor dit gaan. Ons as 'n groep jong mense wat elke Dinsdag bymekaar kom en ja sê vir God om hierdie ding aan te pak. Ons almal sien die vrug. Ons almal sit hier vir 'n rede. Erns het eksterde, jy wil weet die Here eksterde gebruik om by jou uit te kom. Het die Here jou hart aangeraak op 'n kamp. Nou eksterde en OneHeart en al daai dinge is net 'n vehikel wat gebruik word en die Here is die ding wat gebeur binne jou hart, wat hom ignite, wat jou verlief maak op hierdie ding, wat hierdie passie binne jou sit. En ons wil 'n journey saam met julle begin stap om hierdie passie wat die Here binne jou hart gesit het, om daai te ontwikkel en daai te ontbloot, om te sê, hoorie, maar ons nog meer binne jou. You've only scratched the surface. En daarom begin ons hierdie workshop. Wil ons graag hierdie workshop saam met julle aanvat en saam met julle hierdie pad begin stap. Hierdie workshop verander jou perspektief oor koninkryk en ek het Melissa as hier vanaand, ek is nie seker of Bianca hy is nie. Maar ek en Melissa gaan bietjie verder met julle gesels oor die workshop en wat dit kan beteken vir jou. Sometime ek weet nie. As ons lucky is, join Chanel net. Maar Gunther is ook hier. Gunther, as jy bereid is, kan jy jouself unmute om wanneer ons die vragies vra, kan jy ietsie sê as jy sou wil. Okay, dat ek gaan my vragies voor my kry. Um, Ons gaan 'n bietjie gesels oor serving. Nou met die basis van dit wat ons net deurgaan het, obedience to the yes en die ja wat ons vir God gee het. Nou ek is seker almal van julle het al reeds vir God een of ander tipe ja gesê van Here, ek wil graag betrokke wees by iets wat jou naam glorify, iets wat jou naam verder vat, iets wat uitgaan om nog siele te wen. Nou, ek is seker ons almal se harte is siele. En dit is my so lekker om betrokke te wees, persoonlik by 'n plek wat dit najag. En ek is seker baie van julle kan dieselfde sê. Ek is seker Melissa, jy kan dieselfde sê om by 'n plek betrokke te wees wat jy kan weet dat siele eerste kom. Waar God eerste, ander tweede en ek is derde. Dis maar net waar by ons lewe. Maar siele is regtig vir ons 'n massive ding. En ons sal enigiets doen om seker te maak daai siele wat op daai kampus kry die experience en die encounter wat hulle nodig het met God.
En daarom wanneer ons partykeer serve, is daar 'n excellence faktor wat by dit kom. En partykeer moet ons onsself die vraag vra. Wat beteken dit partykeer om met excellence te serve? En dit vat partykeer baie, want nou het jy net die stoele gepak of hierdie video, kom ons praat 'n bietjie oor die rol op die kamp. Nou het jy hierdie editing gedoen, hierdie video geëdit. Hierdie ding is nie reg nie. Daar's 'n spelfout, een klein spelfout wat mense dalk mag sien. Dalk, want die woorde gaan ons nou vinnig verby. So mense mag dalk hierdie klein foutjies sien. Maar excellence is soos we going the extra mile. En baie keer is dit nie maklik nie. Baie keer moet jy nou weer teruggaan, die projek gaan oopmaak, hierdie woordjie gaan soek en dan skop jy jou partykeer uit en dan werk jy dinge lekker saam nie, dan is die rekenaar pap en partykeer kan dit chaos gaan. Maar dan kom die dryf weer en sê, okay, maar ons het 'n dryf, ons het 'n passie vir wat ons doen. Maak nie saak wat ons nou gaan doen nie, maak nie saak hoe die rekenaar my nou gaan editeer, ons gaan hierdie editing dinge traai gee. En dan leer ons nuwe skills en ons roep vir Marlies en ons roep hierdie persoon, ons roep die persoon nader net om ons te help of ten minste net te kalmeer want die laptop werk nie saam nie. Maar daar's 'n excellence faktor wat daarbey gaan. En fyn, dit is nou die praktiese gedeelte. Melissa, jy kan slank jou antwoord begin regkry. Maar vir my excellence wat dit my nog die meeste begin challenge het op kampe is dat ek dit nie doen altyd vir mense nie, maar dat ek doen vir die Here. Al sien nie een persoon daai spelfout of daai ding op daai video wat my pla, wat my oog pla, wat ook al nie, maar God weet, want hy weet wat in my hart, hy weet waarmee ek nou stoei in my hart. En as ek oor myself kom daai excellence faktor oor te dra, dan weet ek maak hom trots. En God gaan don't misunderstand me, God gaan either way altyd trots wees op ons. Maar daai excellence faktor wat deurtrek is altyd vir my so mooi moment met die Here. Melissa, ek hoor graag wat jy sê. Hallo. Okay. So, my netwerk het verdwyn. Dit is 2 minute. Daar hoor jy 'n vraag. Nee, vermute. Dankie. Wat dit vir jou beteken om te serve met excellence? Okay. So, ek dink wanneer ons kyk na excellence, verstaan ons het 'n definisie van excellence, to go the extra mile en al daai. Maar ek dink dit begin regtig by jou hart en jou hart posture. So, hoekom is ons betrokke? Hoekom doen ons wat ons doen? Hoekom tree ons in excellence in die eerste plek op? En dit is Jesus. Verstaan, jou hart het 'n commitment teenoor hom. En omdat jou hart 'n commitment teenoor hom het, wil jy hom honor. Verstaan, jou lewe reflekteer iets. So, met die gedagte dat jou lewe iets reflekteer, as jy sê ek is lief vir Jesus, dan obviously wil jy hê jou lewe moet dit reflekteer. Dis presies daai wat jy gesê het, verstaan. Um Mens leef nie mense yes in silence nie. Mens leef nie, verstaan, obedience in silence nie. So, as ons dan nou kyk om 'n excellence te function en excellence se verstaan, dink ek regtig dit gaan nie noodwendig oor persoon wie jy is of wat jy kan doen nie, maar uit watse hart posture jy lewer, uit watse hart posture jy besig is om te doen wat jy doen. Verstaan, doen jy hierdie omdat jy 'n sekere prentjie oor jouself wil skep? Doen jy hierdie om verstaan te wys so ek het kapasiteit daarvoor of ek is excellent hierin of doen jy dit want jy wil God honor. Verstaan, jy wil hê jou hart en jou aksies en die manier hoe jy lewe reflekteer iets van wat in jou hart aan die gang is. Want dit is wat servanthood is. Verstaan, dit is nie 'n mode waarin jy switch as jy nou ewe skielik op die kamp is nie. Dis 'n leefstyl. Dit is 'n refleksie van wat in jou hart aangaan. Verstaan, en Jesus roep ons na daai servanthood toe. Jesus roep ons om 'n lewe te leef wat nie oor ons gaan nie. Verstaan? Dis eilik en is lekker dat ons daarin betrek kan word, maar op die einde van die dag, verstaan, gaan lewe nie oor ons nie. Dit gaan oor die groter prentjie wat aan die gang is. Dit gaan oor, verstaan, die missie wat ons op hierdie aarde is. En weer eens is siele, dit is om 'n liefde te leef, dis om 'n servanthood te leef. So, regtig om 'n excellence te serve en excellence te function. Is regtig 'n bietjie te kyk na jou hart posture. Verstaan, hoekom doen jy wat jy doen? Ja, jy doen dit om dit goed te doen, maar hoekom? Hoekom doen jy dit om dit goed te doen? Want jou lewe en jou hart
weerspieël iets, dit reflekteer iets. So wat is daar iets? Wat is daar iets wat jy willing is om uit te leef? En waar is jou hart geposisioneer in dit? So Mm, ja, ja. thank you. Daai vraag is crucially belangrik. Crucially belangrik is 'n nuwe ding. Ek het dit nog nooit so gesê nie, maar kom ons doen dit. Dit werk vir iets vanaand. Is crucial vir tye wat jy daai excellence moet push, wat jy daai ding moet doen. En ek dink dit las ook by van wanneer en dis die volgende punt waarby ek wil uitkom, is dit ons represent vir Jesus in hoe ons werk en hoe ons dinge aanpak. Want op die kamp ek het uitgevind en ek weet dit ek eintlik na lank en is iets wat ek nou al vir jare probeer aanwerk, maar ek dink ek moet bietjie meer strenger met myself wees om daaraan te werk. Maar mense kom na my toe as hulle soos jou gesig lyk te intimiderend, kinders wil nie na jou toe kom nie. Dis ek so sorry. Want ek lyk te kwaad. Ek lyk te kwaai, want as ek glad nie kwaai nie, dis my gesiguitdrukking, maar aan die binnekant is ons besig om te dans en aan te gaan en 'n goeie 'n lekker tyd te hê. Maar flip wat aan die buitekant dink iemand ek gaan nou iemand doodmaak. Um maar in die manier wat ons werk en dinge wat ons doen, represent ons vir Jesus. As mense na daai videoetjies kyk op die skerm, it's representing Jesus. Wanneer ons kyk na die stoele wat gepak word, it's representing Jesus. As ons dissipline doen op die kamp, al moet jy streng en ferm wees, dit verteenwoordig nog steeds vir God en vir Jesus, want God, Jesus, die drie enig, ons moet in dieselfde en 'n mooi dingetjie daar by mekaar. Maar ons represent vir ons represent Jesus in elke liewe ding wat ons doen. Maak nie saak in watter posisie jy is of wat jy doen en dit maak glad nie saak nie. En dit is wat dis wat vir my lekker is van kampe. Wanneer ons kamp, want almal het verskillende rolle wat ons klein groepie leiers, daar's terreinleiers, daar is iemand op klank, iemand op social media, iemand op editing, iemand op streaming, partykeer 5, partykeer een mense op 5 rolle. Dis ook okay. Dan is daar iemand op sport, dan is daar iemand op gebed, dan is daar iemand op dissipline. Ek dink ek het dit al gesê. Ons crazy baie rolle op 'n kamp. Landscape video, portrait video, social media, ja, dis alles, daar's 'n klomp dinge. Maar in dit, elke liewe een van daai verteenwoordig nou weer 'n ander gedeelte van die liggaam. En dit is my so lekker om op 'n kamp om te sien hoe al daai kan saam funksioneer om een mission te maak happen. Een vehicle te laat kan begin beweeg. En dis wat v- vir my lekker is om betrokke te wees by Eksterde, want as daar verskillende flavours, as daar verskillende dinge wat aangaan en ek kan leer by almal. Baie keer het party mense uit 'n tower kamp is ander partykeer. En nie almal dit lyk baie keer lekker om daar agter te werk en dinge te doen en klank te doen en die ding en daai ding, maar dit kan crazy stressvol begin raak. Maar in daai oomblik is dit vir my lekker om iemand in daai rol te sien en te sien hoe hulle crash and burn en dan weer opstaan en sê maar weet jy wat, ek het 'n passie binne my wat excellence dryf en wat Jesus dryf en liefde dryf vir dit wat ek doen. En dan leer ons uit hulle foute uit. En dan maak ons ook nie dieselfde foute, maar ons maak 'n ander fout nie, om iemand anders te leer nou weer by jou. Dis wat my lekker maak van spanwerk. Maar deel van spanwerk kom kommunikasie. En dis die ander punt, um kommunikasie tussen spanwerk en al daai dinge is bitterlik belangrik. En in hierdie Ek's derde workshop wat ons nou gaan aanbied, wil ek jou challenge om kommunikasielyne oop te hou. Wanneer jy wil deel word van 'n spesifieke span, kommunikeer met daai leier en sê ek wil graag leer hoe om te edit. Ek wil graag leer hoe om social media te doen. Ek wil graag leer hoe om testimonies te rekord of testimonies aan te bied of klank te doen, admin, sport, dissipline, streaming, event planning, youth week planning, websites, fundraising, maak nie saak waarin jy wil betrokke raak of dit wat jy verlief is nie. Kommunikeer met die leier en sê hoorie maar ek wil graag meer weet van hierdie. Al vind jy die waarheid uit van hoe daai rol eintlik is en daai persoon sien jou nooit weer nie, dis okay. Dis ook okay. Maar vind uit waarvoor is jy lief? Vind uit waarvan jy hou. En ons gaan in die volgende paar weke gaan ons daarop fokus om julle bloot te stel aan al hierdie rolle en dan by 'n punt uit te kom waar jy sê ek wil graag commit in daai ding. En dan wil ek praat oor daai commitment. Wanneer ons commit dan commit ons. Nou ek verstaan daar's so seisoene en dinge waardeur ons almal gaan en skool en eksamens en vakansies en baie keer het ons nie wifi nie, baie keer dit en dat en ons 'n klomp dinge wat dinge kan delay en 'n faktor kan veroorsaak. Maar ek wil jou challenge om dan te kommunikeer en sê luister, ek gaan nie hierdie week kan help met editing nie, so ek is uit, maar van volgende week af sal ek weer online wees en ek kan help.
ons moet met mekaar kommunikeer sodat ons weet waar ons staan met mekaar, sodat ons weet hoe ons commitment en ons commitment level met jou kan lyk. Soos kan ek hierdie week vir my lyf vra of my 'n video te edit. En dan stuur ek vir 'n boodskap, no response, okay, sy het ons gedrop, wat ook al. Maar eintlik het sy net die wifi nie. Eintlik is sy offline. So as ons 'n manier maak van kommunikasie, dan gaan dinge beter kan vloei. Um Melissa, is daar iets waarop jy dit daarop wil sê? Ja, wat sou ek dink as ons kyk na die konsep van kommunikasie? As ons nou prakties daarna kyk van hoe kommunikasie so belangrik is. Ons het een keer op vakansie gegaan en die kar was reg geweest, maar stop Pretoria, toe begin hy die hele tyd so ruk. En persoon, hierdie journey wat veronderstel was om goed en lekker en maklik te wees, was prolonged omdat iets in die vehicle, iets verstaan in die body nie lekker function het nie. Iets was nie lekker duidelik nie, iets was nie, verstaan, die kar ruk, hy is nie veronderstel om te ruk nie. En ek dink dit apply nog ons lekker met communication en die prent mee ons besig is. Weer eens, ons is besig om te bou na 'n groter prentjie. So om te sê, verstaan, kommunikasie is belangrik. Is nie om te sê, verstaan, kommunikasie en dit en om na kwaad te wees. Nee, so dit is belangrik want ons is besig om nou iets te bou, verstaan. En ons gaan op die einde van die dag by die eindbestemming uitkom. Verstaan, soos wat ons op vakansie was, ons het eventually by die see uitgekom. Maar die trip was so 8 ure langer as wat hy moes wees. Verstaan, en dit is dieselfde konsep. Ons gaan eventually by die eindbestemming uitkom van waarna toe ons bou. Maar hoekom die journey moeiliker maak en langer maak as wat dit nodig het om te wees? Verstaan? Dis hoekom kommunikasie belangrik is, sodat daai unity daar is. So dat die vehicle waarin ons beweeg na die groter prentjie actually function soos wat hy moet en nie ruk nie. Ja. Ja. Ja, dat is mooi. En met al daai gesê, wil ons, ek gaan die dinge opsit, wil ons 'n nuwe ding aan julle voorstel, iets wat ons nou 'n shot gaan gee, en dit is eksterne teams. Nou eksterne teams is iets wat ons nou, is iets wat eintlik nou langer al aan die gang het, maar ons gaan dit nou official maak. Eksterne teams is waar so jy betrokke kan raak. As jy sê jy wil graag betrokke raak by die eksterne span, dan beteken dit, okay, ek wil inspring, ek gee my ja, ek wil commit. Ek wil help met editing of met hierdie ding, om hierdie ding te beplan, of social media, of hierdie ding of daai ding. En jy kan op een van die meetings klim vir daai spesifieke team en jy kan net hoor waaroor gaan dit. Chat met die leier van daai span en hoor wat is alles, waarna toe commit ek myself as ek social media doen? Waarna toe commit ek myself as ek leer hoe om klank te doen? Sport, editing, streaming, wat ook al die rol is waarin jy graag wil groei. Hoor by daai leier. Waarna toe commit ek myself? Wat is my verantwoordelikhede? Wat is die dinge wat ek gaan moet doen? En hoe kan ek groei in hierdie posisie? As daar ietsie is, hoe kan ek groei in dit? En dan daai leier sal nou en dan 'n meeting hê, veral voor 'n kamp, sal ons 'n paar meetings hê sodat jy kan help met beplanning. So ek dink was laas jaar, die jaar voor dit, ek kan nie onthou wanneer laas ons prayer books gedoen het nie, maar baie keer was daar 'n gebedspan geweest. Dan is daar so gebedsboekies wat gemaak moet word en dan tipies is as daai nou gedink sou gewees het, dan is daar 'n meeting van okay, daar's hierdie prayer books wat gemaak kan word. Wie kan commit om maandag se gebedsboekies te doen? Wie kan commit om dinsdag se gebedsboekies te maak? Dan is daar sulke meetings sodat ons kan help met alles wat daai rol nodig het om reg te wees vir die kamp of reg te wees vir die jeugweek of reg te wees vir wat ook al opkom. So daarso gaan in die volgende tydperk gaan ons 'n klomp van die dinge ontbloot en baie van die dinge vir julle wys en waaroor dit gaan en paar dingetjies inkry en mense inkry om bietjie met julle te gesels oor dit, sodat jy kan kyk of jy belangstel. Veral volgende week gaan ons soveel as moontlik rolle blootstel en oopmaak vir julle sodat julle gou vinnig, sodat ons deur alles kan hardloop sodat jy 'n voorsmaakie kan kry van hoe dit is, en dan kan jy van die week daarna af, sal ons begin sê, okay, hierdie week gaan ons fokus op editing. So as jy belangstel in editing, join die Zoom. Vandag gaan 'n editing Zoom session wees, 'n editing workshop wees. So as jy hou van editing, spring op. Hier is al die programme en dinge wat jy nodig het om op die editing span te wees. Ensovoorts. En dan gaan daar 'n social media kursus wees en dan gaan daar so 'n klank kursus wees, maar
dink ons sal hom eerder in persoon wil doen as dit ooit sou moontlik wees. Ons sal dit nog uitfigure. Maar dan gaan daar 'n klomp workshops wees elke Dinsdag wat gaan gebeur en join die Zoom as jy belangstel. Al weet jy gaan nooit in jou lewe klank doen nie. Spring op. It's good to know. Want dalk is daai klankpersoon missing. Hier's jy nou die een by die kamp. Ten minste weet jy hoe om dit te doen dan. Dan kan jy gebruik word. Alright. So, dis dit. Dis die ek's derde teams, dis die workshop wat nou gaan gebeur in die volgende paar weke. En ons wil graag met julle begin. Ek sal in my kop sê vir my ons wil begin unity bou met julle. Ek dink ons almal is al klaar connected. Ons almal ken ons na die Here en ons al daai dinge, so ons is klaar in unity. Maar ons wil graag in ek's derde wil ons graag meer unity begin vorm rakende hierdie goeders en ek weet julle almal het vreeslike mooi harte, willing harte wat graag wil serve en ek wil julle graag help groei en in dit intrek en Melissa se hart is ook Gunther, ek sien Stian en Gunther en Cherie, Stian en Kim, Werner en Ingrid, Chanel en Isak, JP en Erika, Marlo en Janke, almal Bianca, almal wat betrokke is, ons almal se harte is vir julle om te groei, en om julle te help om verder te gaan. So hierdie is een van die dinge wat ons nou launch om julle te help om te wees, maar kom ons ontwikkel die persoon wat die Here binne jou gesit het of daai ding wat die Here binne jou gesit het, kom ons ontbloot dit, kom ons maak iets daarvan. So as julle ons sal vertrou in die volgende tydperk, sal dit lekker wees om julle dan Dinsdae op die Zoom te sien as jy nie kan join nie. Hierdie Zoom sessions gaan rekord word en dit gaan dan op YouTube gepost word. So dan kan jy altyd op YouTube gaan en dit gaan kyk. Ek sal weekliks die link update en dit weekliks op YouTube laai en dit op die groep sit sodat jy dit kan gaan kyk. En dalk het jy iets gemis op die Zoom vanaand wat jy weer dalk wat jy dalk weer wil gaan oorkyk, dan kan jy op YouTube gaan terugkyk wat gesê was en al daai dinge. So, this is it. It's gonna be a good journey. Ons is super opgewonde. Melissa, nog enigiets van jou kant af wat jy vir hulle wil sê? Next was sy shop. Alright, ons is excited vir hierdie tyd saam met julle.